Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en maar weer eens, maar net die genade van die Here wat ons so bymekaar bring. Weer eens maar 'n paar interessante feite oor hierdie klein swart reier of dan die blou wang reier. Hulle kom in groot dele van die wêreld nogal voor, maar wat ongewoon in Suid-Afrika is van hierdie uh blou wang reiers is dat hulle broei slegs in sekere dele in Suid-Afrika en dan migreer hulle slegs in dele van Suid-Afrika. So hulle gaan nie oor die grense regtig nie. En dan wanneer hulle migreer is slegs tydens seisoentye waar dan hulle redelik wyd verspreid is. Hulle populasie is redelik konstant en hulle broei op kraanse en afgesonderde dele in die berge. En hulle broeityd is so hier in die winter, Mei tot Julie maand, wat hulle dan broei. En dit is juis in daardie tyd wanneer daar redelike groot hoeveelheid kos beskikbaar is as gevolg van die brande en die water dan skaars raak, so hulle kry maar hulle watervoorrade ook, maar deur die insekte wat hulle dan vreet. Die Here het hulle ook maar wonderlik gemaak en ook 'n wonderlike manier wat die Here ook dan vir ons sekere dinge kom wys, maar ook wanneer dit by die opdragte van Jesus kom. En ons staan by die opdrag van Jesus stil met die gedagte van bekeer julle, Matteus 9 vers 13, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerandes nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. So baie mense wil hulle self regverdig deur te sê, maar ons is maar net sondaars en dat hulle maar net daardeur hoop hulle gaan eendag in die hemel kom, terwyl Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes, sodat daar ook redding kan plaasvind. En daarom het hy ook sê, maar dat hy sondaars tot bekering dan ook wil bring. Mense wat onder die oortuiging van hulle sonde toestand kom, besef, ek kan myself nie regverdig nie, ek is 'n sondaar, en omdat ek 'n sondaar is, het ek nodig om gered te word. Daarom dat die Here Jesus Christus ook dan kom verkondig het dat mense tot bekering moet kom. Lukas 15 vers 7, ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. So baie mense probeer hulle self te regverdig en dink maar, ag, ons is gered en ons is op pad hemel toe. Jesus het ons maar vir ons aan die kruis gesterwe, daarom is ons op pad hemel toe, terwyl die woord baie duidelik sê, bekeer julle, waarom tog wil julle sterwe? So uitroep van die woord af, dat ons ook daar 'n verandering in ons lewe moet plaasvind, wegdraai van die sonde af. En daarom wil ek vra, liewe toehoorder, het u al by daardie punt gekom dat u weggedraai het van u sonde af? Dat u na God toe gedraai het, na God toe gewend het, omdat u besef het dat u 'n sondaar is en die redding buite u self gesoek het. So baie mense sê, maar ag, ek is maar van my geboorte af gered. Liewe toehoorder, die woord van die Here sê baie duidelik dat ons in sonde ontvang en gebore is. Hy sê dat ons nie een kan ons regverdig deur te sê dat ons van ons geboorte af gered is nie. Dawid stel dit baie duidelik in Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek ingebore en in my sonde het my moeder my ontvang. Daarom, liewe toehoorder, moet ons besef, ons moet van ons sonde af wegdraai, dat ons redding buite onsself gaan soek en dat ons Jesus Christus as verlosser en saligmaker moet aanneem. Lukas 24 vers 46 en 47, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af verder. As ons dan wil beweer dat ons van ons geboorte af gered is, dan was dit mos nie nodig dat hierdie boodskap van redding by ons ore moes kom nie. Maar dis juis dat Jesus opgestaan het en hierdie boodskap van redding, die evangelie boodskap, die boodskap van Christus wat ons sondes wil kom wegwas en vergewing van sondes in sy naam wat verkondig moet word aan al die nasies. Dat die Here vir ons ook daarin genade sal skenk en dat ons ook getrou sal wees om ook die evangelie uit te dra. Daarom het Handelinge 2 vers 38 Petrus ook vir daardie groep mense sê, toe hulle vra, broeders, wat moet ons doen? Toe sê hy, bekeer julle, 'n wegdraai van die sonde af
en dat hulle na God toe moes draai. Handelinge 17 vers 30. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, 'n wegdraai van die sonde af. En hierdie is 'n Nuwe Testamentiese beginsel. Dis nie 'n Ou Testamentiese saak nie, is 'n Nuwe Testamentiese beginsel dat mense hulle weg moet draai van sonde af en na God toe draai en dat die Here hulle siel uit genade kan red. Mag die Here genade skenk. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die reddende genade van Here Jesus Christus. Dankie dat die boodskap van bekering ook by ons ore kan kom. En mag ons daarop reageer vir hulle wat dit nog nie gedoen het nie.